Welkom terug by hierdie video graad 12. In vandag se video gaan ons kyk na vraag 6 van hierdie vraestel. Dit sê vir ons in die diagram is driehoek ABC met hoekpunte A, B en C soos op die diagram ook aangedui. Dan BC het 'n hellingshoek of 'n hoek van inklinasie en dit is ook dan aangedui en ons sien ook daar is 'n hoek van theta, ook 'n hoek van inklinasie en wat ons sommer dadelik oplet hier is dat hierdie is 'n stomphoek. So indien ons gevra word om dit op te los, moet ons net onthou ons het 'n verwysingshoek nodig en ons moet dit aftrek van 180 grade vir 'n stomphoek. So, die eerste vraag sê, bepaal die gradiënt van AC. So, vir ons om die gradiënt te bepaal, kan ons net die gradiëntsformule gebruik soos op die formuleblad. So, ons gaan net sê die gradiënt van AC. Dan weet ons, dis y van die een koördinaat minus y van die ander een op x van die een koördinaat minus x van die ander een. Dan as ons dit gaan instel, dan gaan ons kry 4 minus 3 op minus 2 minus 3 en dan kan ons dit vereenvoudig sommer op die sakrekenaar net om seker te maak dat ons dit reg bereken en dan kry ons 'n gradiënt van minus 7 op 5. Nou vra dit vir ons bepaal theta. Ons het nou net gesê theta is 'n stomphoek, so ons moet onthou dat wanneer ons hom bereken, 'n verwysingshoek moet ons kry en dan dit aftrek van 180 grade en bepaal vervolgens die grootte van hoek C. So ons het nou 'n bietjie meer as een berekening hierso. So ons weet theta is 'n hoek van inklinasie, so tan van theta is gelyk aan die gradiënt van die lyn wat ons sopas bereken het. Dan gaan ons die verwysingshoek kry. So ons gaan second function tan van die positiewe breek en dit gee ons dan 'n verwysingshoek van hierdie. Ek sal nou nie my getalle hier afrond nie, want dit is nog nie my finale antwoord nie. Hierdie is slegs my verwysingshoek en dan, omdat dit 'n stomphoek is, gaan ek sê theta is 180 minus hierdie verwysingshoek. En as ons dit op die sakrekenaar intik, dan kry ons 125, gaan nou hierso afrond, 54 grade. So, dit is die hoek van theta, dis hierdie buitehoek, so hy is 125 grade, soos ons nou net bereken het. Dan wil hulle hê ons moet die hoek van C bereken. So, C moet jy nou vir jouself afvra, sit in watter figuur. Ek sien dit ook in hierdie driehoek. Die rede hoekom ek fokus op hierdie driehoek, theta is 'n buitehoek van hierdie driehoek en dan het ek nog 'n waarde daar by die ander hoek van inklinasie van BC. So die een ding wat ek weet is, hierdie is regoorstaande hoeke, wat dan ook vir my 59,0362 hier gee, en dan kan ek buitehoeke van 'n driehoek doen. So buitehoeke van 'n driehoek sê, die buitehoek, wat ons nou het as theta, is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So C is nou een van die binnehoeke wat ons wil bereken, so ons kan dan net sowel sê die buitehoek, minus die gegewe binnehoek, en dan sal ons vir C kan bereken. So dis wat ons hieronder ook nog moet doen. So, ons gaan nou sê, wel, hoek C moet wees die buitehoek minus die teenoorstaande binnehoek en dan gaan dit vir ons antwoord gee vir C. Maar dan gaan ons ook net hier sê, ons het regoorstaande hoeke gebruik. En toe het ons ook buitehoeke van 'n driehoek gebruik. Om daar uit te kom. OK. Nou, vir die volgende vraag. Dit sê bepaal M die middelpunt van lyn AC. So die middelpuntsformule is ook op
ons formuleblad. So dit sal x van die een koördinaat plus x van die ander een op 2 en y van die een koördinaat op y van die ander een op 2. Dan gaan ons net die waardes gaan vervang. So ons het minus 2 plus 3 op 2 en ons het 4 plus 10 negatiewe 3 op 2. So ons kan nou elkeen van hierdie breuke op die sakrekenaar gaan insit en dan gaan ons sien die koördinaat kom uit by 1/2 en 1/2. Nou vra dit vir ons bepaal die vergelyking van die lyn loodreg op AC. Daar moet jy klaar dink die gradiënt van die een maal die gradiënt van die ander een moet vir jou minus 1 gee. En dit sê ook dit gaan deur die middelpunt. Ons het sopas die middelpunt van AC bereken en dan laat jou antwoord in die vorm y is gelyk aan mx plus c. So die eerste ding wat ek weet is dat die gradiënt gaan nou die omgekeerde wees. So ons het die gradiënt van AC. Dis minus 7 op 5, dit het ons by die eerste vraag uitgewerk. So dan gaan die gradiënt van die loodregte lyn 'n positiewe 5 op 7 wees. En ons kan net hier langs aan sê, want hulle is loodregte lyne. En dan sal ek ook wys dat ek weet die gradiënt van die een maal die gradiënt van die ander een moet gelyk wees aan minus 1. So op die oomblik het ons 5 op 7x plus c. So ons weet nou ons korte koördinaat wat ons in y en in x se plekkie wil instel, sodat ons vir c kan bepaal, en hulle het gesê dit moet deur die middelpunt van AC gaan. So ons gaan nou net daai x en y waardes in ons vergelyking gaan invul. En dan om vir c alleen te kry, sal ek daai term moet oorvat. En as ek dit op die sakrekenaar gaan intik, kry ek 'n 7de. So dan gaan ek net sê die vergelyking is 5 op 7x plus 1/2. So maak seker, jy gaan weer terug, hulle sê, laat jou antwoord in die vorm y is gelyk aan mx plus c, en jy maak seker dat jy jou antwoord in vergelyking vorm het, soos wat die vraag vir jou gevra het. Dan vra hulle vir jou toon alle berekeninge en bepaal die waarde van P. So, kom ons gaan terug na die skets toe en ons gaan kyk waar sit P. As ek na my skets kyk, dan sien ek P is deel van B se koördinaat en dan sien ek het die koördinaat ten volle van C en ek het sy hoek van inklinasie wat ons vroeër ook na gekyk het. So ek sal die hoek van inklinasie se berekening gebruik, want dit lyk vir my asof ek min of meer alles daarvoor het. So ons weet dat tan van die hoek, en dan is ons hoek 59,0362 moet gelyk wees aan die gradiënt van BC. So ek sal alles in die gradiëntformule gaan insit. Ons weet dis y van die een minus y van die ander ene op x van die een koördinaat minus x van die ander een. En ons het nog steeds ons hoek hier. Ek sou nou nie dit in desimale waardes gaan uitskryf het nie. So, onder die lyn weet ek hierdie raak nou 3 en daai minus maal 'n minus raak 'n plus. So, om vir P alleen te kry, gaan ek nou sê, ek gaan hierdie vat wat aan die linkerkant is. Dan, daai sê gedeel deur 3 daaronder, so ek gaan nou maal met 3 aan die ander kant, en dan sê dit P plus 3 aan die bokant, so ek gaan net 'n 3 minus, en dan sal jy sien as ons moet dit afrond, en as ons dit gaan afrond, dan kom ons by 2 uit. En dan die laaste vraagie sê, indien P die waarde van 2 het, so nou weet ons sommer die vorige antwoord is reg. As ons nie by 2 uitgekom het nie, dan kan ons ten minste teruggaan na die vorige vraag toe en gaan kyk of ons nie dalk iewers 'n optelfoutjie gemaak het nie.
Maar nou sê dit bepaal D, die 4de punt van die parallelogram ABCD, en dan sê hulle D lê in die 3de kwadrant. So, hierdie kan of baie maklik gedoen word, of baie moeilik gedoen word. Dit hang af hoe moeilik jy dit vir jouself wil maak. So D moet min of meer iewers hier lê. Wat hulle wel vir ons sê is, dit is 'n parallelogram en ons moet weet die teenoorstaande sye van 'n parallelogram is gelyk. So jy kan BC se koördinate gebruik en dan uitwerk wat D is. So ons weet nou P is 2. So, nou gaan ons eers kyk van B se x-koördinaat na C se x-koördinaat was daar 3 eenhede afgetrek. So as ek nou A se koördinaat vat en ek trek 3 eenhede af, dan gaan ek by D se koördinaat uitkom. En dan doen ek dieselfde vir P, so of vir die y-koördinate, so dis 2, en dan kyk ek wat was afgetrek of bygetel om by hierdie koördinaat C se y-waarde uit te kom. So dit lyk vir my soos -5. Dan gaan ek dieselfde by A doen. Ek gaan 5 aftrek en dan kom ek by -1. So dis eintlik maar die afstandsformule wat ons gebruik, maar ons kan dit met inspeksie oplos. So daai is meer as genoeg vir jou om altyd jou punte te kry en ons gaan dan net sê D is -5 en -1.